Goeiemôre collega's, leerders en ouers. So vandag gaan ons net 'n bietjie werk met eienskappe van getalle. Dit is iets waarmee ek of wat ek gesien het waarmee leerders baie mee sukkel. So ons gaan nou net fokus op dit en ons gaan hier vanaf verder opbou om die ander werk ook klaar te kry wat die kinders mee sukkel sodat hulle hersiening kan doen. So die wat ons vandag op gaan fokus is vir graad 9. En ek sal probeer dit in Engels ook doen, maar vir eers gaan die video in Afrikaans wees. Ja. So ons begin deur reële getalle te identifiseer. Reële getalle is reële getalle sê mos nou natuurlik die getalle wat alle rasionale en irrasionale getalle insluit. Ons gebruik die hoofletter R om die stel reële getalle aan te wys. So as ons dink aan voorbeelde, kan ons dink aan verskeie voorbeelde soos byvoorbeeld 3 oor 4. 0 is ook 'n reële getal. Ons kan gebruik maak van pi. Die vierkantswortel van 2. Komma getalle soos 2,37. Wat nog? Ons kan negatief getalle ook insluit as ook 0,6 en ja, daar is nou net 'n paar voorbeelde. Maar nou natuurlik moet ons nog gaan uitvind wat is rasionale getalle en wat is irrasionale getalle. So ons gaan eers dan fokus op rasionale getalle. Rasionale getalle is natuurlik die getalle wat ons in die vorm van A, B kan skryf. Wat ek eers skryf. Rasionale getalle. Ons kan rasionale getalle in die vorm van A oor B skryf. En al wat dit beteken, ons kan dit skryf as 'n breek. Waar A 'n heelgetal is, as ook B 'n heelgetal is. Rasionale getalle word dan aangedui deur letter Q. Ons gaan nou net daarop fokus hoe dit geskryf word, solank ons kan identifiseer die leerder verwys na rasionale getalle. Dit kan dan, of dit sluit dan getalle in soos byvoorbeeld 3 oor 5, 7, 0,3. Nou, as ons dit so skryf, kan daai ook dan oorgeskryf word as 1 oor 3 en dan sluit dit ook in 0,78 en ons kan vir 0 ook gebruik en negatief 5. So al daai kan ons dan in die vorm van 'n breek skryf. Dit is maar nou net getalle wat gekies was. Dit sluit natuurlik ander getalle ook in, maar sodra jy die getal as 'n breek kan skryf, dan word dit gesien as 'n rasionale getal. Ons gaan nou nie baie fokus daarop hê. Ons wil net hê die leerders moet natuurlik weet hoe om te identifiseer, want daai is waar leerders sukkel, hulle weet nie hoe om sekere goedjies te identifiseer nie. Ek gaan dan oorspring na irrasionale getalle. So ons gaan dan vir irrasionale getalle. En dan gaan ons, daar moet nou natuurlijk vir hulle sê, maar dit is natuurlijk nie, ons gaan nie net sê dit is die teenoorgestelde nie, maar ons wil ook hê leerders moet weet dat dit is getalle wat nie in die vorm van A oor B geskryf kan word nie. So daardie getalle sluit dan natuurlik in
jammer, julle sal oplet, daar was 'n duidelike onderbreking. Ek was gou ingeroep. Ja, so ons gaan gou verder. Ja, so jou irrasionele getalle is dan die nie repeterende of nie eindige desimale breuke. Dit kan ook jou vierkantswortels en jou derde magsgetalle wees van getalle wat nie telgetalle is, soos byvoorbeeld die vierkantswortel van 6. Ons kan dan ook vat die derde magswortel van 5 byvoorbeeld, en dan kan ons ook vir pi insluit. Vir pi, maar ons kan nie die pi gebruik wat ja, waar ons vir pi as 22/7 skryf. So daai enetjie is uit, maar pi waar ons vir pi skryf as pi is gelyk aan 3,141 en dan gaan ons verder. So ek het nog net hier geskryf, so daai gedeelte is mos nou uit. Maar ja, so as jy vir pi in sy desimale vorm skryf, dan is dit 'n irrasionele getal. Maar as jy vir pi as 22/7 skryf, is dit natuurlik 'n rasionale getal. Maar die leerders is veronderstel om te weet dat pi nie 100% 22/7 is nie. Ons gebruik maar nou net daardie getal want dit is die naaste aan pi. Dan gaan ons oorgaan na breuke toe. Nog iets waarmee die kinders sukkel. Breuke is mos nou natuurlik soos jou A oor B. Waar altoe heelgetalle is. A oor B. Waar A oor B negatiewe getalle is, ons kan dan sê, dit beteken ons nou natuurlik, dit kan 'n negatief wees oor 'n negatief. Dit kan 'n positief oor positief wees. Dit kan 'n positief oor negatief wees en dit kan 'n negatief oor positief wees. Ja, so ons wil net hê die leerders moet weet dat 'n breuk natuurlik net ook 'n deelsom is. So al wat dit beteken, dis daai negatief deel deur daai negatief, positief deel deur positief, positief deel deur negatief of negatief deel deur positief. Dan 'n ander belangrike gedeelte wat die leerders ook moet weet van breuke is dat 'n breuk is dan tegnies net 'n gedeelte van iets. So as die teller kleiner is as die nommer, byvoorbeeld 1 oor 2, dan weet ons dat die pizza byvoorbeeld in 2 gedeel is. So 1 oor 2 beteken ons fokus dan net op die 1 deel van die 2 dele. As ons praat van, ons maak 'n voorbeeld 3 oor 4, die pizza, fokus ons dan op die 1, 2 en die 3 dele van die 4. So die is hoeveel dele my pizza gesny was, en die is hoeveel dele van die pizza daar miskien oorgebly het, of hoeveel ek geëet het. Dit maak nie regtig saak hoe ons dit sien nie, solank ons weet ons fokus op die 3 van die 4 dele. Ons kan ook dan sê byvoorbeeld 4 oor 3, daai beteken, is nou nie akkuraat nie, maar die pizza was in 3 dele gesny. Dan was daar ekstra pizza wat ook in 3 gesny was, maar 1, 2, 3 en dan die 4de deel. Soos 'n volle pizza met 1 deel wat gelykstaande is aan elkeen van die 3 dele. Daai is dan jou 4 oor 3. So die 2 dele is dan uitgesluit. En maar natuurlik as ons weet die getal is groter, die teller is groter as die nommer, dan weet ons dit is meer as 1. So die word dan oorgeskryf as 1, wat ons nou daai volle 1 is, en 1 oor 3 wat ons nou die ekstra deel is van die pizza wat oorgebly het. So ja, daai is ons breuke. Ons desimale breuke aan die ander hand, desimale breuke is dan maar net jou desimale getalle. Dit gaan ons dan ook met 'n selfde letter aandui as die rasionale getalle.
Ja, so dit is mos nou natuurlik soos jou 0,2, 0,5, 10,20. Ja, maak jy regtig saakie, solank ons weet jou desimale getalle het dan altyd die komma. Daar is wat het mos nou natuurlijk die decimaal maak, maar as het 0, iets is, dan weet ons dit is ook net 'n deel van 'n heel getal. So dit is of is deel van iets byvoorbeeld soos ons gesê het, soos 'n pizza byvoorbeeld, dit gaan ons nou natuurlijk 0,2 gaan natuurlijk gelykstaande wees aan 1/5, want 5 van dit gaan vir my die volle 1 gee en 5 van dit gaan ook vir my die volle 1 gee. So ja. Ons volgende gedeelte wat ons op gaan fokus is dan natuurlike getalle, telgetalle en heelgetalle. So vroeër het ek heeltyd genoem van heelgetalle. Ons leerders weet dat, of ek gaan begin by die natuurlike getalle. Ons leerders weet dat natuurlike getalle word dan aangedui as hoofletter N. Ons skryf dit maar dan net so, maar as hulle net N skryf, dan gee ons nog steeds vir die punt. Daar is mos nou natuurlijk al jou getalle vanaf 1, 2, 3, 4, 5 en so voorts. So al jou positiewe getalle vorm dan jou natuurlike getalle. Ons telgetalle word dan aangedui deur N. Ja, soos ek gesê het, hoofletter N en dan 'n 0 aan die einde. Daai is dan jou telgetalle. Telgetalle is al jou positiewe getalle met 0 ingesluit, soos 0, 1, 2, 3, 4, 5 en al die ander positiewe getalle. En dan gaan ons oorgaan na heelgetalle. Heelgetalle word dan aangedui deur G. En dan heelgetalle is mos nou natuurlik jou natuurlike getalle, as ook jou telgetalle en negatiewe getalle. Sorry, negatief 3, negatief 2, negatief 1, 0, 1, 2, 3 en so voorts. So daar is jou natuurlike getalle, telgetalle, heelgetalle. As hulle dit in daardie orde onthou, dan weet ons dat natuurlike getalle begin vanaf 1, telgetalle begin vanaf 0, alle positiewe getalle ingesluit, en dan ook ons nou natuurlike getalle, en dan ons heelgetalle is dan alle negatiewe getalle, 0 wat van die telgetalle afkom met almal daai, as ook natuurlike getalle is dan ook deel van heelgetalle. So ja, daai is ons eerste videoetjie. Ek hoop dit help. Ek weet van dit gaan nog oefening benodig, maar dit is iets wat jy ons nou natuurlijk net moet leer, deurgaan, gereeld doen, en sodat jy gewoon kan raak aan almal dit. Soos ek sê, die belangrikste gedeelte is die feit dat jy kan identifiseer wat is wat, en dit van daar af. Dankie dat julle geluister het, dankie dat julle die video gekyk het. Jy kan enige tyd pause, as jy vra in die comments, ek sal probeer by elke comment uitkom. Indien nie diegene wat vir my ken, julle kan vir my boodskappe stuur. Julle kan ook vir my follow op Facebook. Daar waar julle my nommer sal kry. Dit is screenshots. Ja, ek sal dit vir julle neerskryf. Screenshots. Daar is my handle op Facebook, en dan op TikTok is dit Mr. Green Shots. Ja, dankie. Ek hoop julle het die les geniet. Soos ek sê, julle is meer as welkom vrae te vra. Ja.